En God kom en hy sê vir die mens, hierdie ding wat julle gekies het, dat deur dade sal julle moet wees soos ek. Kom ek skryf net vir julle wat julle sal moet doen om dit te kan regkry. En hy skryf dit neer in 10 gebooie. En daai 10 gebooie was eintlik 'n speletjie in vergelyking met die ware gebod. Want Jesus kom en hy sê, julle wet sê. Hoekom sê Jesus vir hulle, julle wet sê? Julle wet sê. Jy mag nie 'n ander man se of egbreek pleeg nie, maar ek sê, jy mag nie eers dit dink nie. Hoekom sê hy julle wet? Want dit was die ding wat die mens begin het. Toe vat God die ding wat die mens gegee het en skryf dit neer, en ons hak vas by die feit dat God dit neergeskryf het en gegee het en sê, dit is die enigste wet van God. Daarom wil ons dit nie laat gaan uit ons hart nie, want ons besef nie die dood wat dit bring en waar daai ding vanaf kom nie. Die wet is nie sleg nie, die wet is goed. Is soos wat ek vir jou sê, en ek gebruik baie hierdie voorbeeld. Ek sê vir jou, kom ek sê vir jou, luister man, ek gee vir jou 10 miljoen rand. Ek betaal dit vir jou in 'n rekening in New York. Daar's net een reël. Jy moet by Gansbaai in die see klim en New York toe swem, dan kan jy dit kry. Dit mos nou eenvoudig. Is net fair oor daai man. 10 miljoen rand, 10 miljoen rand. Gansbaai se water is eers koud nie. Hy voel sommer soos 'n sauna. Weet jy, nou, dink nou vir jouself, daai gebod, die belofte wat sê, jy moet tot daar swem, is nie verkeerd nie, dis reg. Hy lieg nie, dis waar. Jy kan nie sê, nee, maar hierdie is 'n slegte gebod nie. Want die gebod is waar, want die 10 miljoen is daar. Maar jou onvermoë om tot daar te swem, gaan jou doodmaak. Jy gaan nie tot daar swem nie, niemand kan nie. Niemand. En dan moet jy met jou eie krag gaan. Jy kan nie hier kos langs die pad probeer, jy moet self. Jy moet jou pad kos self saam swem. Daar's wit dood haie daar. En weet jy wat is die probleem? Of wat het toe gebeur? Christus kom toe en hy sê, die mens het gesê, ek wil nie die skat by my hê nie. Laat die skat daar ver wees, dan sal ek deur my eie vermoë dit bereik. Toe kom God en hy sê, kom ek word 'n mens. Dan gaan ek en ek swem New York toe vir hulle. Dan gaan haal ek die skat. Dan swem ek vir hulle terug. En dan kom sit ek dit vir hulle op die strand. Wat hulle nog altyd begeer het. En gee het vir hulle verniet. Maar die grootste werk wat ons het, is om die sweminstrukteurs te oortuig dat die skat nie meer in New York is nie, maar op die strand waar hulle swemlesse aanbied. Ek hoop julle hoor wat ek probeer sê. En die ene ou breek met die ander ou, want hy kan nou al 2 kilometer swem. Nee. En die een ou skryf nog 'n boek oor sy swemles. En die ander ou het nog 'n seminaar oor hoe hy regtig jou nou kan leer om dit nou amper halfpad te maak. En elke keer sien jy maar net jou onvermoë. Ek kan dit nie doen nie. Ek kan dit nie doen nie. En weet jy wat? Jy raak naderhand moeg. Jy voel net ek Here, wat nou nog? En ek wil vir jou sê, as jy tog reg kry om te swem tot in New York, gaan jy agterkom, die kluis is leeg daar. Want dit is lank al vir jou gebring tot naby. Die Bybel sê, God is nie meer ver van ons nie, maar hy het na aan ons gekom. Prys God. So kom ons kom nie meer met Here, hoe hard gaan ek probeer nie. Dan meet ons eie moral muscle, morele spierkrag. So hierdie bodybuilders met morele spierkrag. Hy bodybuilder kan 200 kg of 400 kg optel, maar die ding is, hy moet 50 ton oplig. Hy kan maar ophou oefen, gee net oor. Iemand moet kom wat die krag het om dit te kan doen. God kom en hy word 'n mens. Die mens staan verwyderd van God. Hoe gaan die mens weer soos God wees? Net op een manier, as God in die mens kan kom woon. En God kom woon in 'n mens. En die kwalifikasie, al die goed wat gedoen moes word, vervul Christus namens die hele mensdom.
Namens almal. So wat ons nie meer aan daai kwalifikasie moet voldoen om op die vlak van God te wees nie. Hy het dit gedoen. En die wat glo, ontvang dan die Gees van God. En jy is herskep. Tot wie hy is. Nou kan ek, nou mense, ek hoop jy verstaan nou, as ons nou weer kom met sê, maar kom ons maak net seker, dat ons dan net, kom ons plant nou net immers nog, ons glo nou in die boom van die lewe, maar kom ons plant net die boom van die kennis van goed kwaad ook hierso. Dat ons net so nou en dan van hom ook eet, dat ons net seker maak. Broer, los daai boom man. Daai ding maak dood. God het dit gesê, as God gesê die boom van kennis, as kies toch van goed en kwaad maak dood, weet wat? Dan gaan dit dood maak tot in die alle ewigheid. Maak nie saak hoe jy het probeer regverdig nie. Dis hoe dit is. En in hierdie seminaar hier, in hierdie mannekamp, is onmoontlik om elke skrifgie vir jou te gaan probeer verklaar. Meeste van die skrifte kan ek vir jou verduidelik, as jy my kom vra. Ek glo ek sal. Die konteks van hoe die wet werk, ons moet onthou, die wet het gestaan, totdat Jesus Christus gesterf het en opgevaar het. So baie van die goed wat Jesus gesê het, was nog onder die wettiese bediening. Want hy het, die Bybel sê in Galasiërs 4, he was born of a woman under the law. So Jesus moes onder die wet gebore word, om ons te kan verlos van die wet. Hy moes 'n wetmens word. Hy was gebore in vlees wat onder die wet is in. Om die mens wat onder die wet is te kan verlos. Weet jy wat is die wonderlike ding wat gebeur toe? Jesus word 'n wetmens. Die Gees van God kom binne 'n mens wat onder die wet is. Wat deur sy dade geregverdig moet word. Hy sterwe. Weet jy wat gebeur toe hy sterwe? Toe sterwe die wettiese mens. Toe sterwe die mens wat deur die wet tot God moet gaan. Hy's dood. En toe Christus opstaan, toe staan hy op deur die Heilige Gees se krag. Sodat die nuwe mens wat verwek is, nie verwek is deur die efforts van 'n man of 'n wet nie, maar die nuwe lewe is vanuit die Gees van God wat hom opgewek het. Sodat ons vandag nie ons kan beroep op ons eie vermoëns nie, maar tot die Gees van God wat ons opwek in 'n nuwe lewe. Halleluja. Hoe ondeurgrondelik is sy wysheid. Hoe groot is sy raadsplan? Is dit nie wonderlik nie? Dis goeie nuus vir die mens. Dis die evangelie wat ek onbeskaamd sal verkondig aan enige sondaar. Ek is nie bang om dit vir enige ou te vertel, nie skaam nie. Want hy wil dit hoor. Wie wil dit hoor nie? Ek sê dit nou vir jou, die kerke sou baie voller gewees het, as ons hierdie waarheid verkondig. Want dit trek mense. Dit maak sin. Dis wat hy kom doen het, dis hoekom hy gesê het. Ons besef, Jesus het wettiese goed gesê, hy was onder die wet gebore. Jesus kom en hy sê 'n ding soos, hy sê vir 'n Griekse vrou, luister mooi, hy sê vir 'n Griekse vrou, kom sê, bid asseblief vir my kind, sy het 'n duiwel, dryf die duiwel uit. Jesus sê vir haar, hoe kan ek jou kind genees? Dis nie reg om die brood van die kinders te gooi vir die honde nie. Hy sê vir haar eintlik, jy's 'n hond. Jy's 'n hond. Want die Jode daai tyd, die heidene uitgeskel as honde. Hy kom onder 'n wettiese stelsel en lewe onder daai wettiese stelsel en sê baie goed wat jy nie nou kan sê nie. Jy kan nie vir 'n Griek sê jy hond nie. Jy kan ook nie vir iemand wat gereinig is van melaatsheid sê, gaan offer die offer aan die Lewiete wat Moses beveel het omdat hy nou genees is nie. Dit het Jesus gesê. So, wanneer ons die Bybel lees, dan help dit nie ons vat elke woord letterlik daar. Ons moet lees wat het God probeer sê. Die woord, die Bybel sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Daai woordjie woord is die Griekse woord logos, waar ons woord logika van afkry. Nou die woord logos beteken nie woorde wat ek spreek, letterlike woorde nie. Die regte woord, om dit te kan verklaar, die woord logos, is die woord bedoeling. As ek vir jou sê, die appel val nie ver van die boom nie, wat probeer ek vir jou sê? Probeer ek vir jou sê, die appel val nie ver van die boom nie? Nee, ek wil vir jou sê, hierdie laaitjie is soos sy pa.
Dit het niks met appels te doen nie, dit het niks met bome te doen nie, dit het te doen met mens en sy kind. Dit is die logos, die woord is, hierdie kind is soos sy pa, maar die woorde wat gebruik was die appel val nie ver van die boom nie. Nou sê die Bybel, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. God se bedoeling. Wat was God se bedoeling van die begin? God se bedoeling van die begin was dat die mens soos God sal wees deur God wat in hom woon. Punt. Nie deur jou efforts nie, nie deur jou hart probeer nie, that everything that your whole godliness would depend on God. Van die begin af. Dis God se woord. En jy kan daai woord maar raak lees in al die skriffies. Ek hoop julle hoor wat ek sê. Julle maar hierdie series maar weer gaan luister mense. En dan oorluister en oorluister. Maar wie, dit klink nou baie wyn. Man, ek luister my eie preek. Hy kom maar, hy klim in die bak en so besig om eie preek te luister. Want dis God wat praat. Ek het vir julle gesê, ek leef nie. Christus leef in my. En net so, I want you to awake. Ontwaak jy wat slaap. Ontwaak tot die geregtigheid van God wat in jou is, die dag toe jy tot die geloof gekom het. Ontwaak tot die ware jy, wat deur God geskape is. Jy hoef nie God na te maak nie. You don't ever have to feel like a fake again. You are a real son. Jy hoef nie te voel soos 'n aangenome kind nie. God het geboorte geskenk aan jou deur die Heilige Gees. Jy kan stap soos iemand. Dit so die Bybel sê, wandel waardig hierdie roeping van jou. Jy hoef nie te wandel soos 'n bywoner nie. Nee, jou pa is die boer. Halleluja. Prys God, dis wat hy in jou kom skape het. Hy het gekom om daai wet te vervul. Dis hoe hy jou sonde vergewe. Die Bybel sê, He has forgiven us our iniquity and transgressions by nailing the commandment that was against us to the cross. Kolossense 2 vers 14. Dan sê die Bybel, in Kolossense 1 vers 10 sê hy, die volheid van die Godheid woon in Jesus Christus liggaamlik. Weet jy wat beteken dit? Dit beteken as jy 'n fisiese liggaam besit en in Christus glo, dan woon die volheid van die Godheid in jou. Dit is wat hy probeer sê, hy sê die volheid van die Godheid woon in Christus liggaamlik en julle het daardie volheid. Nou hoekom gaan ons nog harder probeer en weer probeer? Kom ons ontwaak en dank God vir wat hy gedoen het en ons ontvang sy volmaakte werk en ons gee hom 'n bietjie die eer. Here gee die eer. Hierdie lewe is U wat in my lewe. Julle mense, ek wil vir julle dit sê. As hierdie evangelie wat ek vandag vir julle preek nie waar is nie, dan wil ek nie lewe nie. Ek wil nie lang lewe nie. Enige iemand wat my wil kom praat oor hierdie evangelie, ek is nie oortuigbaar vir enigiets anders nie. Ek sê sommer nou, ek is nie leerbaar nie. Ek is nie leerbaar nie. As jy my meer wil vertel van hoe goed God is, dan is ek leerbaar. Maar as jy my wil vat op daai ander hart probeer pad, ek is nie leerbaar nie, ek stoot daarvoor, broer, ek gaan nie luister nie. Ek was daar. Dit werk nie. Daar is niks wat kan vergelyk met die vrede wat kom vanuit die wete dat my offer was volmaak. As jy gekom het by die priester, dan moes jy jou offer bring, my broer. En met watter offer kom jy? Ek kan net staan met die lam wat vir my geslag was. Dis al offer wat ek het. Daar is geen ander offer nie. Hy sê daar's geen ander offer nie wat ons sonde kan wegvat nie. Die Bybel sê in Hebreërs 10 vers 14, deur een offer het hy vir ewig vervolmaak hulle wat in hom glo. Lief my sê ek is volmaak. In my werke nee. Maar in die werk van Christus was 'n volmaakte werk aangaande my redding. Halleluja. Hoe anders kan ons leef? Hierdie evangelie, weet julle hoekom preek ons hier? Want hierdie woord, wat help het? Ek glo hierdie woord, maar hierdie woord behoort aan jou. Nou, sit ek by die huis en bly stil met iets wat aan jou behoort.
Dit is die evangelie aangaande jou redding, 2000 jaar terug. Dis hoekom daar 'n passie in ons harte is om hierdie woord te verkondig. Vir alle mense. Wanneer ook al ons kan, soos Reinhard Banke sê, we want to waste our lives for this gospel. En dis nie eers ons effort nie. Lekker. Wil dit doen. Ons wil die woord verkondig. Ek wil my gesin gebruik, my vrou, my kinders, alles, om hierdie woord te verkondig. Daar waar jy is in jou werk. Kyk man, daai plek waar jy werk. Weet jy hoekom werk jy daar? Net vir een rede. Net om jou aan die lewe te hou. Vir jou dak oor jou kop te gee, sodat jy vir die wat om jou is, hierdie blye boodskap kan verkondig. Jy het gedink jou visie is jou werk. Nee. Jou werk se visie is jy. Ja. Ek kan nie man. Nee. Jy het gedink jou werk is jou visie. Jy maak jou besigheid jou visie. Ek wil vir jou sê, God, daai visie se besigheid is jy om vir jou te voorsien, sodat jy in die lewe kan bly, sodat hierdie woord verkondig kan word. Want binne in ons brand daar 'n ding. Paulus sê, hy sê die liefde van Christus dring my, want ek is oortuig van hierdie ding. As een gesterwe het, dan het almal reeds gesterwe. Dit beteken, ek het net een oortuiging, toe Christus sterwe as 'n wetmens, toe is daar niemand op hierdie planeet meer wat nodig het om deur die wet na God te gaan nie. Elke ou het in hom gesterwe wanneer dit kom by die weg tot God deur jou werke. En ek weet dit, sê Paulus, daarom, dit is God se manifestasie van liefde. Daarom wil ek vir almal dit vertel, dat hulle daai liefde kan voel. Nou wil ek vir jou sê, die liefde van God is hierin gemanifesteer, dat hy sy seun gegee het, sodat ons nie deur die wet geregverdig kan word nie. As jy nie kan glo, dat jy nie deur die, dat jy, as jy nie kan vat en sê, ek glo, dat ek nie deur my werke geregverdig is nie, wil ek vir jou vandag verklaar, my broer, jy het nog nooit gevoel hoe dit voel om liefgehet te wees. Nooit gevoel nie. Nog nooit. Weet nie wat dit is nie. Is 'n foreign concept. Mens kan dit nie vir jou verduidelik nie. Is nie omdat jy sleg is nie. Maar ek wil vir jou sê, aanvaar sy liefde vir jou. Die Bybel sê, die liefde van God was hierin gemanifesteer. Kom ons lees dit in Johannes 4. Johannes 4 vers 8. Mense, as julle van my preke wil hê, ek het 'n website, dynamicministry.com, julle kan my kantoor kontak. Ons sal sommer die nommer opsit môre of so. Ek het 'n klomp preke daar as jy wil gaan luister. 1 Johannes 4. Nou kan jy sê, maar Bertie, maar die Bybel sê, geloof sonder dade is dood. Presies. Hoe kan jy sê, jy glo in hierdie goeie nuus, dan wil jy geregverdig word deur jou werke? Dan is jy geloof mos nie dade nie. Hoor julle wat ek probeer sê? Kom ek sê dit weer. As ek vir jou sê, geloof sonder dade is dood. Hy skryf in Jakobus 1, skryf hy dit. Hy skryf vir wie? Vir die 12 stamme wat verwyder is. Met ander woorde, vir wie is dit? Vir die Jode. Hy skryf vir die Jode. Jode, ek wil vir julle sê, geloof dat Jesus jou enigste regverdiging is, sonder die werke daarvan, is dood. Want hulle het geglo Jesus is die enigste regverdiging, toe hulle nog steeds diere gaan offer. Dus hoe kan jy sê, jy glo Jesus is jou enigste weg, dan gaan offer jy nog diere? Jou geloof het nie dade nie, dan moet jy ophou om diere te offer. Anders jy geloof die dade nie. Nou sê jy, maar die Bybel sê ons moet daders wees van die woord. Ja, nie daders van die wet nie. Daders van die logos, van die woord. Kom ons wees 'n dader van hierdie goeie nuus. Here, 'n dader van daai goeie nuus is 'n ou wat sê, I believe you've done it for me. Ek glo dat die Here en vanuit Christus wat in my is die oorsprong van my lewe. Dis 'n dader van die woord. Maar die probleem is, ons konsep van woord is die wette. Nee. Die woord is wat God probeer sê deur Jesus. Sê jy glo. Jy was 'n persoon wat man, jy het net skaapchops geëet die hele tyd.
Nou sê ek vir jou, luister, jy het 'n hartprobleem, né? Jy moet op 'n skaapchops eet. Jy het 'n hartprobleem. As jy reg gaan eet, dan gaan jy kan langer lewe. Nou sê jy vir my, ek glo dit. Maar jy hou aan skaapchops eet. Dan beteken jou geloof vir jou niks nie. Hy kom en hy sê vir die Jode, julle sê, julle glo dat Christus die enigste weg tot redding is. Maar julle doen nog steeds die werke van die wet om daardeur geregverdig te word. So jou geloof het nie dade nie. Want jy moet onthou die dade wat hulle gedoen het daai tyd was, hulle het sekere klere aangetrek, hulle diere geoffer, hulle sekere offers gehad, tempel toe gegaan en al daai goeders om regverdig te wees voor God. Dit was goed wat jy moes doen om regverdig te wees voor God. Nou sê hulle besnydenis byvoorbeeld. Jy moes jou laat besny om deel te wees van die volk van God. Nou kom jy ou en sê nee, ek's deel van die volk van God omdat Christus my deel gemaak het. Dan gaan besny hy sy kind. Sê jou geloof het nie dade nie. Want jy beroep jy nog steeds op die wet tot geregtigheid. Dis wat hy bedoel het, ja. Presies net dit. Want die konteks, lees hoofstuk 1. Aan hoofstuk 1 sê hy baie duidelik. Hy sê daarso, julle die konteks was letterlik die verstrooiing van die kerk. Die ouens was verskriklik vervolg. Jerusalem was die verwoesting van Jerusalem 60-70 na Christus. Die kerk is in verwarring en verwoesting. Verskriklike vervolging breek uit in die kerk. Toe sê hy, wees bly as jy in hierdie vervolging is, want die vervolging was as gevolg van die woord. Hy sê, want Christus sal jou krag gee in daardie tyd en die hoop wat daar is, wat die terugkoms van die Here is, wat verheerliking is, sal tot vervulling kom. Dan gaan hy aan, dan sê hy, maar het help nie, jy sê, jy's 'n hoorder van hierdie woord en nie 'n dader nie. Met ander woorde, jy hoor hierdie woord van genade, maar omdat daar versoeke, vervolging kom, omdat jy die wettiese stelsel nou verwerp en in Christus glo en jou kind nie meer laat besny nie, en nie meer dit nie, en nie meer diere offer nie, nou wil hulle jou doodmaak, nou sê jy nee, ek gaan maar nog steeds al daai offers doen, en sê maar net ek glo in die werk van die Here, dan jy geloof nie dade nie, beteken vir jou niks.